Goedemiddag, mijn naam is Louwelen Koopman en ik is oorspronkelijk van Nieuwe Plaas. So achter my soos julle kan sien, ek weet nou net nie daai kant van die berge, daai kan jy nou sien uit 'n ander soorte vorm. So dit is meer Karoo berge. So dan het ons in die middel hier af meer 'n suurveld. Hulle noem vir hom 'n suurveld. En dan heel op die verhoek, daar sit Sneeukop en Langkop. Dit is die hartjie van die Cederberg. So daar is 3 ekosisteme wat saamsmelt hier by mekaar. En dit effek die klimaat, die temperatuur en alle groei, plante groei hierso by ons. So jy kry in die Karoo kry baie vetplante en bossies wat nou kort is weer. En dan sal jy nou in die middelstrook so 'n bietjie fynbos kry en dan 'n gemeng ook van vetplante. En dan in die heel laaste deel, dit is waar die Cederberg is. Daar is dit meer weer boomagtig en meer bosse. Soos die Cederberg is bekend vir sy boom wat die inheemse boom is ook daar in die Cederberg en dit is die cederboom. So hy groei ook op die hoogste pieke oral in die Cederberg. En dit is hoe ook jy die Cederberg kan verken deur die boom. Hy het die naam gekry deur die boom, van die cederboom wat baie in hom staan. En dan soos ons nou in die middelstrook kyk. In die middelstrook is nou weer 'n gemeng van al twee velde. So hy's gepas vir Karoo tipe veld en dan vir Cederberg veld. So as jy besluit miskien jy wil plant rooibostee. Rooibostee is nou meer Cederberg en Jenisierveld. So hy groei natuurlik ook in die Cederberg, die rooibosplant. So mense het uitgevind dat die waar die gronde so gemeng is, hy groei ook baie beter en hulle daar aan die oorkant, daar gaan 'n pad uit Eselbank se kant toe. Daar het hulle die hele se teelande gemaak, 'n klomp teelande. So die tee groei baie mooi in die klimaat. So as jy nou weer kyk na plantgoeders en die verskillende diere wat jy ook kan hou daar, is daar nou weer bokke. Van die veld daar is gepas vir bokke. Dis Karoo en die bokke, hulle hou van daai soort bossies wat jy daar kry, die Karoo bossies en dan ook die kruie bossies. En dan ook kry jy baie heuning die kan in die Karoo. As gevolg van die baie is meer, hulle hou meer van die hitte as van die koue. Cederberg area en die grasvlei area en die Sierig, dit is meer 'n koue area. Jy kry verskillende kruie ook, soos die boego. Die boego kry jy nie in die Karoo nie. Jy kry vir hom net daarso in die Cederberg. En dan is nou weer daar 'n bossiewortel wat genoem word Davidwortel, rooi houtjie en dan swartstorm. Hy kry jy net in die Karoo, nêrens anders hier in die Cederberg of hier in die vleie nie. Maar elke ekosisteem het sy eie kruie en sy eie soort diere ook wat baie voorkom, veral soos voëls. In die Karoo kry jy nou nie weer so baie voëls nie. So daar is nou mossies, bosduwe, gewone torties en sulke gewone voëls, waar in die Cederberg nou weer baie fynbos is. So daar kry jy die lang suikerbekkie voëls en alle voëls wat protea blomme besoek en allerlei blomme wat moet bestuif word. So dit is meer verskillend. So as jy kyk na die rotsformasies ook. Die rotsformasies baie in die Cederberg is baie groot klippe wat losgeval het soos die jare gegaan het. Maar as jy nou weer kyk, die kant se berg is meer sedimentêre klip. So ons kry mos verskillende klippe ook. So in die Karoo het ons nou die sedimentêre, dan so kom daai berge lyk so, hy lyk amper so hy's op mekaar gestek. En dan het hy daai laag graan so. Maar hier in die Suurveld kan jy so miskien is amper alles lê net rond. Alles is net so uit mekaar uit. So dis 'n gemeng van die twee velde in mekaar. Van hier kry jy 'n kraan, daar is weer klomp klippe.
Dan kry jy weer so 'n dingetjie en daar weer die dingetjie. So ja. Die ene, hy is 'n wille kool. Soos jy kan sien sy blare, is alles soos 'n kool. Die kool wat ons in ons tuine plant, hy is dieselfde soos 'n kool. En dan die ene is kaneelbol. Ons mense het altyd vir hom gebruik. So wat hulle doen met hom, as jy nou 'n mes het, ons nou nie 'n mesie, maar ons het hierso die kooi se mes. So ons gee hom net so 'n kap en dan kan ons hom nou breek. So hier binne-in is die parte wat sag is. En die kan jy nou vat, rasper en op die water gooi en drink. So jy gebruik ook nie die hele ding nie. Jy kan 'n stukkie vat en droog maak. So die kan jy nou 'n stukkie rou ook dan van eet. En waarvoor hy dan help is vir keelsere. En dan het ons die ander ene ook hierso. Hy is weer die tsug. So vir hom gebruik ons sommer vir pesticides en dan vir veelprobleme en vir arthritis. So wat jy met hom maak, hy is mos nou soos 'n ei. So jy vat olyfolie, jy sny vir hom op, selfs soos met 'n ei, en jy braai vir hom uit. So dan hy release al sy goeders wat hy in het, en dan is dit binne in die olyfolie. Jy gooi dit deur 'n siffie en dan vat jy skoon vaseline. Dan maak jy weer die olie so 'n bietjie warm en gooi die skoon vaseline daarin. Gooi dit af en laat dit staan tot dit weer harder raak die vaseline. Dan is die olyfolie en die zag-ei se alle bestanddele binne in die vaseline. Ons mense eet hom rou en dan het hulle uitgevind dat hulle kan hom 'n bietjie in die vuur so skroei. So dan daai vuur, hy maak dat die verangheid 'n bietjie weggaan. Dan smaak dit beter. So ons voorouers het altyd die geëet, ja. Ons is tans op pad na Kleinvlei toe, uit die area van Wuppertal, Bokkieskraal en Karoo. As jy net so terug kan kyk, hy berg, hy's Karoo. En as jy nou hier kan kyk, soos as hier onder gaan, begin die veld verander. Die bosse raak verskillend en dan ook die bome. So ons is nou nader aan die Cederberg en uit die Karoo uit. En soos jy kan sien, is die sekere bosse wat nie in die Karoo is, soos die ene. Dit is 'n boom en vir hom noem hulle die kersboom. En dan is hier ook van die rietpole. Dit kry jy ook nie graag in die Karoo se berge nie. En dan is hier een bossie. Hy is nou weer volop in die Karoo. So die area wat ons nou in is eintlik 'n meng area. Karoo en Cederberg. Maar soos ons nou hier vanaf gaan die Karoo se plante begin weggeraak. Soos julle kan sien staan ons nou hier in die Kleinvlei area. So hierso staan ons by 'n boom. En die boom is die wille olyfboom. Soos jy kan sien hierso, het jy 'n paar vruggies aan. En die is ook die olywe wat 'n mens kan gebruik. Jy kan hulle ook eet. En dan kan 'n mens ook die blare uitbraai. Dan kan jy ook vir jou hareolie maak of veelolie. Goeiemiddag, ek is Daleen van die Westhuizen, die van Heuningvlei. Heuningvlei lê onder die Cederberg. So die Cederboom is eintlik van die belangrikste bome hier in Heuningvlei, want dit is eie aan die Cederberg. Nou, hoe verskil Heuningvlei van ander gebiede? 'n Mens soos die kruie, jy kry verskillende kruie, weer ander kry blykbaar dieselfde, maar net met ander name. Soos dit wat ek hier mee in die hand staan, dit noem ons die hoendervoet. En hy kom basies voor in Heuningvlei, maar ook in ander gebiede, in al die satellietstasies van Wuppertal. Dan kry ons die gedeelte wat ons noem, of die plant kwiekwas. Hy is heeltemal reg by September, Augustus maand. Nou is dit 'n bietjie vroeg vir hom. En dan die vinkel is ons nog op soek na.
Dis ook 'n spesies wat hier gegroei het, wat ons jare gelede uitgegrawe het om te eet. En dit het ons altyd gedoen op Sondagnamiddag, wanneer daar niks was om te doen nie en ons het geen lekker goed gehad om te eet nie. En dit was 'n lekkerny vir ons vir 'n Sondag. Ja, dan kry ons die aanbybos. Ons kry die Climbers Friend, wat baie eie is aan die stapper, want hy het 'n baie sterk wortelstelsel. So as die stapper val, miskien van 'n hoogte af, dan kan hy aan daardie wortel gryp en hy kan hom oplig tot bo. So daar is sekere kruie wat voorkom op ander plekke, maar wat nie in heuningvlei voorkom nie. Ons het 'n baie koue klimaat. En as gevolg van klimaatsverandering kan jy nie eintlik voorspel die koue, die hoeveelheid reën soos in die verlede nie. So ons bly in 'n baie kouer area met baie ryp dou, so daar moet ook gekyk word wanneer word jou tee geplant. Jy moet die klimaat, jy moet die weer, alles moet jy dophou deesdae. Waar ek miskien in Augustus maand tee geplant het, kan ek nie. Ek moet nou liewer vroeër plant, want ek weet nie hoe die reënval gaan wees nie. Een jaar het jy 'n oorvloed aan reën en die next jaar is dit weer baie minder. So klimaatsverandering speel 'n baie belangrike rol in ons deesdae se lewe. Op heuningvlei het ons eenmalige of seisoenliks kan ons groente groei. Soos sweet potatoes, patats, haal ons altyd uit hier by Paasfees tye. Jou vrugte is in die somer, maar op ander gebiede kan die mense weer aardappels plant want dit 'n baie warmer klimaat daar. Dit is warmer daar want dit lê eie aan die Karoo. Waar ons in die Cederberg geleë is, het hulle weer 'n Karoo klimaat. So hulle kan baie meer groente, miskien 2 keer per jaar oes, waar ons om net 1 keer per jaar oes. Wat ons doen, as iemand in Bekkieskraal miskien aardappels het, en ons het hier patat, of ons het hier pere, wat ons self gedroog het, dan ruil ons dit om. En dit is 'n tradisie wat al die jare aankom. En dit is ook maar van die Khoi gemeenskap van destyds het ruilhandel gedryf, veral soos in die stad. Daar waar hulle miskien die skulpe verkoop het vir groente wat van die oorsee vandaan gekom het, veral met Jan van Riebeeck se tyd, in daai tyd. Ja, ek is nou besig om die rooibos te pluk. Soos ek gesê, daar's 'n verskil tussen jou rooibos wat in die Cederberg groei en jou rooibos wat op jou land groei. Maar die verskil van dit is, die ouetjie het 'n rooi blom en jou plant ene wat jy plant op jou land het 'n geel blommetjie. So hierdie ene is eie aan ons berg, hy's eie aan ons Cederberg en hy groei die beste in die Cederberg. En hy's ten volle organies. Niks spuitmiddels, niks preserveermiddels nie. En hy's baie gesond. In die ou dae het ons ou mense, ons kom al jare met ons ou mense aan, en hulle het vir ons vertel, en ons wil graag dit oordra aan ons nuwe generasies. Dit is gebruik vir kinders wat se maas nie melk gehad, borsmelk gehad het nie. Dan dit is gemaak as 'n tee en dit is as 'n voeding vir hulle magies en om te laat groei. En ook as dit 'n voedingsdrankie vir ou mense, vir jong mense, dit help jou bietjie jou gesondheid aan. En jy kry 'n beter eetlus. As jy glad nie eetlus het nie, hierdie rooibos gaan vir jou definitief 'n eetlus gee. Om jou innerlike te versterk, om 'n beter gesonde stelsel van jou liggaam te kry. Ja, soos ons nou hier is in die area, as ons nou in die Karoo in. Soos julle kan sien die agtergrond van my,
Hy is baie woestynagtig. So hy is droog, maar ook nie droog nie. So in die area van die Karoo kry jy verskillende plante. Nou van die plante, het is niet in die area. So Cederbergplante kry jy nie eintlik baie hier nie. Soos jy kan rondkyk, jy kan sien is net plat bossies en sulke groot taibosse en karabosse, maar bome en sulke goed is hier nie nog baie nie. Hier is een boom waar die solaas baie voorkom. So hy is nou meer hou bo in die Karaanse deur en hou hy van so hang. Sy naam is Wille Olinout. En dan is dit die melkboom ook. So hy is nou 2 Karoo bome wat hier is. So as jy nou hierso kyk die bosse wat hierso so laas is. Hier is meer melkbosse, vetplante, vygies en dan kruiebosse. En dan is die Karoo ook wel bekend vir baie. So hier is meer heuning ook in die velden. Alhoewel hy so droog lyk. So hier kry jy 'n reënval wat nie baie is nie. So die plek se reënval is meestal winter. So as hy nou klaar gereën het winter, dan kom die verandering. So droog soos hy nou lyk, gaan hy verander in 'n groen, mooi, verskillende kleure paradys. Ja, en dit begin hier so einde Julie, Augustus, September. Maar soos van die jong plante wat nou voorheen al reën gekry het en wat nou nog nie voorheen geblom het nie, hulle begin blom nou al, soos die vygies en dan nog ander klas bosse wat 'n mens dan hier nou kry. Hierso het ons 'n bossie wat nêrens anders voorkom nie, maar net in die Karoo. En sy naam is die asbossie. Hy het die mense baie gebruik vir asbroodbak. Die mense het vir hom net een keer gebruik en toe hulle agtergekom, maar hy maak baie as. Dis waarvan sy naam kom, asbossie. Die werkloosheid is 'n groot probleem in bepaalde omgewing met al sy buitestasies. Nou elke buitestasie en elke plek het natuurlike hulpbronne. Byvoorbeeld rooibostee, riete en kruie of heuning, enige ding wat in die natuur het vir jou die lewe kan makliker maak. Nou by ons as dit nou weer die rooibostee en dit het vir ons so gehelp om te vir 3-4 jaar. Ek het ewen my huis kan bou uit die rooibostee sny. Ek het hier werk gehad en so en ek het maar nou begin nou wat om Christelle hier begin nou werk, toe ek ook maar begin nou werk en so. Maar altyd het ek my geld uit die natuur uit verdien om ook 'n bestaan te maak. Dieselfde soos hier vir ouers. Nou wat gebeur nou omdat die Morawiese kerk alle gronde en goederes moet bestuur en manage soos hulle dit nou call. Kry ons nie almal eweredige geleenthede nie. Byvoorbeeld die natuurlike hulpbronne word nie vir almal voorsiening gemaak dat elke gemeenskap kan iets uitvind. So nou word daar 'n sekere kategorie opgestel. As jy nie jou bydrae op datum het nie, of as jy nie 'n lid is van die kerkie, of as jy nie 'n permit het nie, dan kan jy nie tees nie. Ons het nie toegang tot daai grotte nie. Ons het niks toegang tot ons eie erfenis nie. Ons moet gaan vra, ons moet betaal. Nou dit is waar ons begin opstandig raak. Nou moet ons stry, ons moet nou die en verstaan nie. Dit is die probleme. Ek verkoop kruie en ek werk kruie. Nou ek het nou nie begin nie. Ek moet nou hier vanaf Trewel baie ver. Maar ek kan my begin sommer net hier aan die berg gaan pluk. En ek pluk soos nou net so 'n stukkie. Dis mos nou vir die een antie. So die is reg vir die antie. Môre kan ek weer kom van ek bly mos in die area. So ek hoef nie die hele een bos nou se aan te vat nie of 5 wit sakke want ek gaan nou 10.000 rand kry vir dit nie. Ek het geleer by my ouers vir die ding om voor te bestaan. Moet jy vir hom baie mooi oes en jy moet ook weet wanneer hy saad maak, moet jy hom oesie as hy blommetjies maak, moet jy hom oesie. So ek sal nie sê kyk net is verkeerd wat hulle doen nie. So hulle beskerm ook die berg en hulle dra ook by, maar net om vir ons erkenning te gee en te respek op ons tradisionele kennis. Van is nie een van hulle wat dit uitgevind het nie. Die explorers toe hulle gekom het, soos ons weet, die Khoi was baie vriendelik.
Hy het nooit as jy maar dis Osa berg, dis die Khoisa berg. Maar nou hier kom in Mnguni. Ons het nie vir hom weggejaag nie. Ons vir hom spasie gemaak. Ons vir hom gesê kyk ja, want hy dam staan. Daar kan jy nou 'n koppie vir jou vat. So ons moet nou sy eie ding begin probeer. Wegbeweeg van geleerde goeters af en meer oorspronklik wees. Dan sal ons regtig vrugte pluk. Jy kan naar die via toe gaan, jou kos kry die via tyd. Jy kan kry die via tyd. Jy kan wild gaan jag. Maar moenie, asseblief, moenie dit uitroei nie.